Volgens die Bybel, die Ou Testament en die Nuwe Testament, is daar net soveel verwysing na die Israeliete as na die Jode. Snaaks. As 'n magtom inligting, Ou Testament, Nuwe Testament. Ou Testament meer na die Israeliete toe, Nuwe Testament meer na die Jode toe. Terwyl geglo word dat die Jode het meestal in Judea en omgewing gewoon. Dis waar die woord Jode vandaan kom. Daar, jy moet die goed nota maak. Baie interessant. Jy hoor vanaand goed wat jy dalk nooit in jou lewe nog ooit gehoor het nie. Wat jou pastoor of jou predikant of jou priester nog nooit vir jou gesê het nie. Hy sê volgens die Bybel, die Ou Testament en Nuwe Testament, is daar net soveel verskillende verwysing na die Israeliete as na die Jode. Terwyl geglo word dat die Jode, meeste Jode, meestal in Judea en die omgewing gewoon het. Dis hoekom na hulle as Jode verwys word. In korte, Judeërs. Judeërs, met ander woorde, by die grondgebied van Juda. Maar dit is nie werklik waar nie. Daar word aangehaal, daar word geïnsinueer, maar dit is nie 'n uitgemaakte feit dat dit alleen die waarheid is nie. Soos ons aangaan, gaan u verstaan, hoekom is dit nie 'n uitgemaakte feit nie. Dis nie te sê dat elke ou wat in Juda is, 'n Jood is of 'n Judeër is nie. Want 'n Jood en 'n Judeër is moontlik ook twee verskillende mense. Verstaan ons dit? Ek kan in Juda bly, ek kan immigreer, en ek kan Jerusalem toe, en ek kan of Israel toe, en ek kan in Judea gaan bly, die streekgebied Judea. Maak dit my 'n Judeër? Nee, natuurlik nie. Ek is 'n Suid-Afrikaanse boereseun. En as ek sê boereseun, dan beteken ek volbloed Suid-Afrikaner. Wat vir een of ander rede nou in Judea gaan bly, in Israel, hy sê vir 'n tyd lank of vir altyd, maak dit my 'n Judeër? Nee. Ek gaan daar bly, maar ek gaan nie die Sabbat hou nie, en ek gaan nie die feeste hou nie, en ek gaan my nie besny nie, en ek gaan nie 613 wette van Moses hou nie. Maak dit my 'n Judeër net omdat ek daar bly? Nee. So dis wat ek sê. Dis nie te sê dat almal wat in Juda is, Jode is nie. En dit gaan ons net nou optel. Daar is ook vele geskiedkundige en Bybelse feite, hoor wat ek sê, geskiedkundige en Bybelse feite, wat bewys dat nadat keiser Titus 70 na Jafashua Jerusalem ingeval het, na 9 maande die tempel uit deurgebreek, ingekom deur die deure af te breek. Die Israeliete het hulle uitgehou van die Israeliete en Jode was, of ek sê, die Israeliete was, die Israeliete was aan die agterkant, daar was nie veel Jode nie. Die Israeliete was aan die binnekant van Jerusalem. Die hele mure wat om hom gebou is. Die deure was toe. En die Romeinse soldate was reg om die muur, het hulle 'n skans getrek. En aanhoudend het hulle probeer deurkom en oorkom. En dan was daar gevegte op die muur bo. En daar het mense gesterwe weeskante aan die Jerusalemse kant, wat die Israeliete is, en ook aan die Romeinse kant, wat na die Romeinse soldate was. Vir 9 maande het die Israeliete hulle uitgehou, wat keiser Titus, hy was die Romeinse keiser, aangehou het en aangehou het en aangehou het, en dan breek hulle deur. Ek het nie daaraan gedink, toe ek besig was met my voorbereiding nie, het kom nou by my op, maar die woord sê daar in Sagaria, hy sê dat, dit sal so wees dat daar gaan 'n tyd wees, dis natuurlik vooruit geprofeteer, dis eskatologie, geprofeteer en gesê, daar gaan oorlog wees in Jerusalem, waar hulle vir 'n tyd lank half gevangene sou gewees het in hulle eie land, in hulle eie stad, Jerusalem. En dan sal die vrouens, hulle buurvrouens
se kinders vat en slag, om te kook vir hulle mans wie soldate is, om te eet, as hulle van skof afkom. Want daar sal nie kos binnekant in die mure van Jerusalem wees, om te eet nie. Daar sal water wees, want daar is fonteine, daar is 2-3 waterfonteine binnekant Jerusalem ons. Maar daar gaan nie kos wees nie. Die moeders gaan hulle kinders oppas, want die ander gaan hulle kinders opeet. En die geskiedenis in die tyd van 70 na Joshua in die volgende 9 maande, het presies so tot vervulling gekom.